Impak, jou volgepakte nuusprogram net op Pretoria FM. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se privaat gesondheidsorgstelsel kan nie langs die openbare sektor voortbestaan nie en die nasionale gesondheidsversekering gaan sorg dat die twee saamsmelt. Hy beklemtoon dat die NGV die oplossing is vir Suid-Afrika se gesondheidsorgprobleme ondanks die tydelike opskorting van die implementering van die wetgewing na grondwetlike uitdagings. Ramaphosa sê die stelsel is fundamenteel gebrekkig wat ons nou het, en dat almal, ongeag waar hulle woon of hoeveel hulle verdien, dieselfde reg op kwaliteit gesondheidsorg het. Ons sluit aan by Philip van Staden, die VF+ se hoofwoordvoerder oor gesondheid. Goeiemiddag Philip. Goeiemiddag Estie, hoop het gaan goed en middag vir die luisteraars. Die VF+ se reaksie op president Cyril Ramaphosa se standpunt oor die noodsaaklikheid van die nasionale gesondheidsversekering en dat dit moet saamsmelt met die privaat sektor. Jy weet, ek kan nie anders as om daaroor te lag nie. Ek het al gehoor wat hy in die staatsrede ook gesê het en wat hy nou gister in die betrokke nuusbrief ook gesê het, maar die president moet onthou dat 'n onlangse hofbevel deur die Pretoria se Hooggeregshof dit duidelik gestel het dat daar geen inwerkingstelling of ontwikkelingsstappe met betrekking tot die NGV gedoen kan word alvorens die Grondwethof uitspraak gelewer het op 'n saak wat tans ook oor die NGV gaan wat voor daardie hof is nie. Dit is 'n eenvoudige taal en terme en ek sê dit met alle respek en ek dink nie die president verstaan dit baie mooi nie. Die NGV mag nie nou voortgaan nie. Maar goed, kom ons los dit daar. Wag, ek wil gou daar gaan stil staan Philip, want daar is groot verwarring daaroor. Ja. Die president het eers gesê dat hy gaan wag hiermee omdat dit tans in die hof uitgedaag word en toe omgedraai en gesê maar nee, hierdie ding gaan voort. Wat het intussen verander? Ek weet as ek nie verstaan nie. Ek dink hy het ook in sy staatsrede genoem dat hospitale gebou gaan word soos en hy het uitgesonder die Mapulaneng Hospitaal in Bosbokrand, Mpumalanga, wat dan nou 'n voorbeeld is van hoe die NGV opgewerk gaan word of in werking gestel gaan word, hoe klinieke opgerig gaan word, geboue opgerig gaan word ensovoorts. Maar die feit van die saak is, ons was 'n portefeuljekomitee op 3 Februarie vanjaar by daardie einste konstruksiesite gewees, wat ek Engels kan gebruik. Nou daardie betrokke konstruksie het in 2016 begin teen 'n koste van 2.5 miljard en die projek is nog steeds nie afgehandel. En dit begin nou al vervalle raak. Ek gaan kyk bietjie hoe lyk die Nkazani Hospitaal in Giyani en Limpopo. Dit is veronderstel om 'n NHI loodsprojek te wees. Daar is geen opknapping nie. Die klinieke wat ons op afkom in daardie areas is of vervalle of is baie mooi, maar daar is ook nie voldoende mediese toerusting of personeel of medisyne nie. So ek kan nie verstaan waarmee die president met alle respek gesê besig is en die minister van gesondheid met alle respek gesê besig is nie. Ten spyte van 'n hofbevel wat uitgereik is om te sê staak alle inwerkingstellings en ontwikkelingsstappe met betrekking tot die NGV gaan hulle nog steeds voort. En eintlik in my oë is dit 'n ontagsaming van 'n Hooggeregshof bevel. En ek dink daar sal tog op 'n stadium maar ek weet nie hoe ver dit gaan strek nie, maar opgetree moet word teen hierdie tipe van wanpraktyke. Uit 'n praktiese oogpunt uit, is die integrasie van die privaat en openbare gesondheidsorg uitvoerbaar in Suid-Afrika? Kyk, hy sê nou die privaat sektor bedien slegs 16% van die bevolking terwyl die openbare sektor 84% van die bevolking bedien. Maar ek hoor wat hy sê, maar nog steeds. Jy kan nog steeds nie daardie 16% se regte tot gesondheidsorg ontneem nie en jy kan ook nie op hul belastingkrediete beslag lê om die NGV te befonds nie. Net so kan jy, soos wat tans die geval is, ook nie die 84% van die bevolking se reg tot gesondheidsorg ontneem deur al die probleme uit wat daar tans die oorsaak daarvan is in die openbare sektor. En want dit is wat tans gebeur. Die openbare sektor kan nie gesondheidsdienste lewer soos wat die grondwet voorskryf nie, alhoewel en die private sektor kan dit doen. So ons sê van die begin af, die NGV is niks anders as 'n nasionaliseringsprojek nie. Ons sê dit al vir 7 jaar. Dit is die ANC se plan omdat die openbare gesondheidsorg se geboue, infrastruktuur, tekort aan dokters, medisyne, al daai goed uitmekaar uitval, het hy net een oogmerk en dis om lê beslag op die private sektor wat befonds word deur belastingbetalers vir mense wat hulle keuse uitoefen volgens die grondwet om dit wel te doen, gaan lê basies beslag op daardie toerusting en goederes om sodoende die
se gesondheidsorg te verbeter. Ek dink hy besef, en ek sê dit weer met alle respek, die president besef waarvan hy praat nie. Ons standpunt as Vryheidsfront, dis 'n argument is dat die afgelope 7 jaar en dit bly dit nog steeds. En ek dink hy sal baie vinnig hierin aandag moet gee, is dat 'n stelsel ontwikkel moet word deur mediese in die openbare en privaat sektor om almal in die land terwille te wees en nie deur ANC-politici soos dit ons tans voor ons het nie. Die NGV is nie daardie stelsel nie en ek wens die minister van gesondheid en die staatspresident wil dit vir eens en vir altyd finaal besef. Miskien kan jy ons help om dit beter te verstaan. Die president sê dat almal die reg het tot gesondheidsorg en daarom moet die plan in werking gestel word. Die ander kant van die saak is, Philip, dit is wyd bekend dat die openbare sektor uitdagings het met 'n agterstand, waglyste en die struktuur en so aan. Hoe weeg die reg op gesondheidsorg en die reg op gehalte gesondheidsorg dan met mekaar op en kan dit moontlik lei tot verdere hofsaake teen die regering as hulle verantwoordelikheid gaan neem vir die NGV? Ja, onthou nou nee, as ons net by die laaste deel kan gaan. Kom ons veronderstel, ek dink die jongste syfer is daar's tans 8 miljoen lede van mediese fondse. Daar's tans 'n wetsontwerp vir die parlement wat laasweek ter tafel gelê is, dat parlementslede, lede van provinsiale wetgewers en regters moet die keuse uitoefen om na 'n ander mediese fonds te beweeg en nie die bestaande een te gebruik wat ons tans onderval. Nou dit sê klaar vir jou ietsie. Daar is 'n nodigheid vir mediese fondse en mense wil dit hê. Ek vra nou hoe swaar gaan dit opweeg en al dit van ek kan vir jou nou wel sê as solank as vir die openbare sektor 'n massiewe probleem gaan wees, van ons gesondheidsorgstelsel in Suid-Afrika problematies is. En daar gaan altyd met vernyn gekyk word na die private sektor, wat nee, ek sê 100% korrek is nie, maar daar is ook maar foutjies en goed. Maar dit lewer tog gesondheidsdienste van wêreldklas gehalte. Nou moet jy onthou, hy sê nou self hierso dat 84% van die openbare van die bevolking maak gebruik van die openbare gesondheidsorg. Met al die probleme daarin, is die druk so enorm. Skuif jy nou, sê nou maar. En dit is presies wat die NGV is en dis my argument. Jy sluk nou die private gesondheidstelsel. My argument is, hoe lank gaan dit vat voor daardie stelsel ook teen die grond is, soos die bestaande openbare gesondheid? Dit gaan nie lank wees. Ek kan nou vir beloof dit gaan minimum van 5 jaar wees. Dan sit hierdie land met geen gesondheidstelsel nie as gevolg van hulle hardkoppigheid. So ek dink ons is baie vinnig en hulle sal baie vinnig moet besef dat daar werklik teruggekeer moet word na die tekenbord toe en dat die professionele mediese saamgetrek word, nie die politici nie. Die professionele mediese saamgetrek word om 'n stelsel te skep wat vir almal tot voordeel sou wees. Maar dit kan nie die NGV wees nie. En in terme van litigasies as jy van praat, daar is al klomp litigasies teen die NGV en teen die regering in die howe. En ek kan nou vir u waarborg, daar gaan nog baie meer litigeerders bykom. Hier is nie die enigste nie, daar gaan nog baie meer bykom. So teen die einde van die jaar gaan ons 'n groot hoe kan jy dit sê, aksie teen die regering sien uit verskeie sektore, maar in betrekking tot die mediese fondslede, sê maar net elkeen van daai mense, 8 miljoen mense, gaan elkeen op sy eie litigeer teen die regering tans oor die NGV. Wat dink jy gaan gebeur? Dit gaan 'n enorme regsproses wees, waar die staat net weer eens miljarde gaan instort om die saak te probeer wen, wat eintlik in my woorde, as ek Engels kan gebruik, 'n lost case is. So, dit gaan die belastingbetaler nog meer geld kos. Ek dink die president en die minister sal moet besef, as ek weer die Engels kan gebruik, cut your losses, en kom ons luister vir die mense, en kom ons gaan sit om 'n tafel, en ons kry daai mense by mekaar, dat hulle vir ons stelsel ontwikkel. Dankie, dit is Philip van Staden, die VF+ se hoofwoordvoerder oor gesondheid.